Dat is my vriende, kom ons sit net so, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Hemelse Vader, ons harte is in aanbidding teenoor U vir die voorreg om U te kan ken en te kan weet, Here, dat U ons liefgehad het met 'n ewige liefde, dat U ons vrygekoop het in die bloed van die lam, en dat U ons verseël het met die Heilige Gees, en dat U vir ons sê, en die belofte vir ons in die woord opgeteken het, dat U gaan kom om ons te kom haal. Dierbare Here, ons weet dat die stryd op aarde nie vir altyd sal aangaan nie, maar ons weet dat hierdie goeie stryd gestry moet word, sodat die oorwinning behaal kan word, en ons eendag uit U mond kan hoor, mooi so goeie en getroue dienskneg. Ek dank U, Here, vir elkeen wat U veilig van vakansie af teruggebring het. Dankie dat U hulle oor besige paaie heen gedra het. Baie dankie dat ons vanmôre U kan eer om saam te wees in U naam. Ons kan saam bid vir hulle wat nog op pad is. Here, ons besef maar net dat dit nie ons goedheid of ons vernuf is wat ons van punt A na punt B bring nie, maar dit is U goedheid en U genade en U guns. Ek het so daaraan gedink hierdie week wat verby is, dat U hou die asem van die lewe in U hand. Here, ons kan hoe sterk, ons kan hoe slim, ons kan hoe vaardig wees. As U sê, dis die laaste dag wat jy op hierdie aarde sal leef, is daar geen mens op aarde wat die hand van God kan afslaan en vir hom sê, wat maak U nie? En daarom eer ons U dat ons aan U kan behoort, nie net die een wat lewe gee nie, maar die een wat lewe in stand hou, en die een wat vir ons beloof dat ons die ewige lewe in U seun ontvang het. Vader, baie dankie dat ons so 'n bietjie 'n tyd van rus kon gehad het. Baie dankie dat, Here, ons die nuwe jaar tegemoet kan gaan met die blye wete dat U alreeds in hierdie nuwe jaar alles vir ons bepaal en beskik het, en dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie sal meewerk. Dis ons hoop, dis ons vertroue, Here, dat ons nie in moedeloosheid sal verval wanneer die eerste wind van storm of, Here, of stryd na ons kant toe sal kom nie. Dat ons nie in moedeloosheid sal verval, Here, wanneer die storms woed en ons somtyds wonder, maar hoekom moet dit so sleg met ons gaan nie? Maar dat ons juist sal moed skep, want die apostel Paulus sê dit vir ons so baie duidelik, Here, dat ons vir 'n oomblik sal lei op aarde, sodat ons die heerlikheid deelagtig kan word. Daarom sê hy daar in 2 Korintiërs die 4de hoofstuk, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan hier die uiterlike mens, die innerlike mens, word dag na dag vernuwe. Dis ons hoop, dis die anker van ons siele, die feit dat Christus in beheer is van die goeie en van die slegte wat in ons lewe gebeur. Baie dankie ook vir die wyse waarop U ons as gemeente seën wat die tydelike aanbetref. Baie dankie vir elkeen, Here, wat so getrou gee vir U saak, nie net hulle wat hier in die gemeente besoek nie, Here, maar ook hulle wat inluister op die platforms wat geskep is, die Facebook en ook die kanaal wat daar geskep is, Here, vir die uitsendings. Dankie vir hulle wat ook op so 'n manier deel is van die gemeente. En vra ons dat U elkeen baie ryklik sal seën met al die geestelike seëninge in Christus Jesus ons Here. Hemelvader, ons gaan nou U woord oopmaak en daaruit lees. Ons gaan so 'n bietjie stil staan by 'n paar gedagtes vanuit Openbaring 15 en 16 en vra ek, Here, dat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart welbehaaglik sal wees voor U aangesig, my Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Nou vriende, ons is tans besig met die reeks boodskappe vanuit die boek Openbaring. Nou ek het gedink om sommer weg te val so in die tweede week in die nuwe jaar met hierdie reeks. Ek weet almal is nou nog nie terug van vakansie af nie en die sonnaskool begin eers volgende week, maar ek glo is genoeg mense en ek dink die ander skakel in om dan saam met ons te volg. Ons is by Openbaring 15 en 16 vanmôre en dit is hierdie deel op ons kaart. Hierdie 7 skale wat uitgegiet gaan word of die 7 pla. En u sal sien dit is net hier voor die koms van die Here Jesus op die Olyfberg en dan die slag van Armageddon wat sal plaasvind. So ons is amper klaar met die boek Openbaring en u wonder seker wat sal ons doen nou as ons klaar is met die boek Openbaring? Ons sal aanhou om te preek. Daar is nog 65 ander boeke in die Bybel wat ons kan deurwerk. Nou ek gaan heel moontlik aangaan met die reeks uit die boek Psalms. Ek is nog nie heeltemal seker nie. En dan net by die oordenkings, ek wil net vir u op hoogte hou van die oordenkings. Ek gaan aangaan met hierdie oordenkings. Ek is tans besig met Jesaja 9 vers 5. Hy word genoem
Wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. So môreoggend sal ek nou aangaan. Hy word genoem sterke God. Dis môreoggend en die week se oordeenkings wat volg. En daarna gaan ek met u die reeks klaarmaak oor die verhoudings. En dan gaan ons die 53 belangrike verse waarmee ons in die ou gemeente besig was, wat ons so in die middel gestop het, onvoorsiene gebeure wat plaasgevind het, en nou dink u by jouself, daar's net 16 belangrike verse, hy het gesê 53, maar ons sal aangaan met die ander dan daarna, sodat u net kan weet min of meer waar die program heen beweeg, en wat ons met u gaan hanteer uit die wonderlike woord van die Here. Ja, vriende predikante sê baie keer, en ek weet nie of hulle geestelik probeer klink nie, miskien is hulle regtig edel in wat hulle sê, maar hulle vertel dat hulle die hele week op hulle aangesig voor die Here lê vir 'n boodskap vir die Sondag. En dan lees hulle 'n gedeelte, dan preek hulle oor alles behalwe die gedeelte wat hulle van die Here gekry het, soos hulle sê. Wat ons doen is ons probeer die skrif vir u verklaar. Die hele skrif is deur wie ingegee? Deur God. So ek as leraar poog om u die woord beter te laat verstaan. Dis al wat ek doen. En dit bou ons op in die allerheiligste geloof, want u sal onthou, ons het so pas gesing uit Gesang 245 vers 6, dat u bou ons op deur u woord wat u ons gegee het. Daar is te veel kerke wat besig is met mense se opinies. Ek wil nie 'n opinie hoor nie. Daar's baie opinies van mense. Ek wil graag hoor wat sê God se woord. Daarom is ek so lief vir manne soos Dr. John MacArthur, R.C. Sproul, Alistair Beck, Sinclair Ferguson, Dr. Pearson en al daardie manne wat die skrif vat vers vir vers en hulle werk daardeur. En dis wat ons vanmôre gaan probeer doen. Ek vra u dat u saam sal oplet, dat u saam deur die gedeelte sal werk, en as daar enige vraag is, u wat nou al vra vir my vra, sal weet ek beantwoord u so gou as moontlik, en as daar enige vraag is u baie welkom om te vra. Kom ons lees saam uit Openbaring die 15de hoofstuk. En ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik, 7 engele met 7 laaste pla, want daarmee is die grimmigheid van God volëindig. En ek het gesien iets soos 'n see van glas, gemeng met vuur, en die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan met sieters van God. En hulle het 'n lied gesing van Moses, die dienskneg van God, en die lied van die lam, en gesê, groot en wonderlik is u werke, Here God, almagtige, regverdig en waaragtig is u wee, o koning van die heiliges. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie? Want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het. En na hierdie dinge het ek gesien, en kyk, die tempel van die tent van die getuienis in die hemel is geopen, en die 7 engele met die 7 plaat uit die tempel uitgekom, bekleed met rein, blink linne, en om die bors omgord met goue gordels. En een van die 4 lewende wesens het aan die 7 engele 7 goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God wat leef tot in alle ewigheid. En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God, en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel, voordat die 7 pla van die 7 engele volëindig was nie. Nou dis die kortste hoofstuk in die boek Openbaring. Ons gaan sommer dadelik oorgaan na Openbaring 16, want dit vorm 'n geheelbeeld. U sal later sien, van Openbaring 14 tot 19, is eintlik 'n geheelbeeld oor die laaste oordeele, wat God sal uitstort, en ook sy grimmigheid oor hierdie aarde, dan sal volbring, sodat mense kan agterkom, dat hy 'n heilige God is, wat 'n einde maak aan goddeloosheid. Johannes skryf verder onder leiding van die Heilige Gees, Openbaring 16, hy sê, en ek het 'n groot stem uit die hemel aan die 7 engele hoor sê, gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit. Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehaat het en sy beeld aanbid het. En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi, en dit het bloed geword soos 'n dooie, en al die lewende wesens in die see het gesterwe. En die derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en op die waterfonteine, en dit het bloed geword. En ek het die engel van die waters hoor sê, regverdig Here,
is u wat is en wat was, u die heilige, omdat u hierdie oordeel uitgevoer het. Want hulle die bloed van die heiliges en profete vergiet, en u het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien. En ek het 'n ander een uit die altaar hoor sê, ja, Here God, almagtige, waaragtig en regverdig is u oordeele. En die 4de engel het sy skaal op die son uitgegooi, en daaraan is dit gegee om die mense met vuur te skroei. En die mense is geskroei met groot hitte. En hoor hierdie verskriklike woorde. En hulle die naam van God gelaster, wat mag het oor hierdie pla. En hulle het al nie bekeer om hom heerlikheid te gee nie. Dis vir my geweldig as ek hierdie woorde lees. In Suid-Afrika beleef ons geweldige, intense stryd, misdaad, verkrachtings, roof, moord aan die orde van die dag, en die meeste sê ons soek God nie. Ons wil sy bande van ons afruk. Ons sal eerder hierdie ellende beleef, solank ons sonde kan doen. En dis presies in die tyd van die groot verdrukking, mense se harte verander nie. Mense wil nie buig onder die gesag van God nie. Die Bybel sê, en hulle het hulle nie bekeer nie. Inteendeel, hulle het God gelaster. Die enigste hoop wat hulle gehad het hulle gelaster. Ons wil nie hê, hy moet oor ons regeer nie. Vers 10, en die 5de engel het sy skaal uitgegooi op die troon van die dier, en sy koninkryk is verduister, en hulle het hulle tonge gekou van die pyn. En hulle het die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en oor hulle swere, en hulle het hulle nie bekeer van hulle werke nie. Net so kort onderbreking weer, verskoon, ek hou nie van om die skriflesing te onderbreek nie, maar ek wil vir u sê, vandag as mense siek raak, laster hulle God. Wie gee hom die reg om my jong lewe te kom beperk met hierdie kanker of met hierdie siekte? Mense is alreeds in so groot rebellie teenoor God. As iemand doodgaan in hulle familie, is hulle gesindheid, ek is kwaad vir God. Hoekom vat hy weg by my wie ek lief gehad het, so asof die geliefde joune was? Ek wil vanmôre hier aan die begin van die jaar iets vir u kom vestig. Jy is skepsel, hy is skepper. Ek wil hê ons moet so bietjie hierdie bordjies verhang. Hy is in beheer, nie ek en jy nie. En die oomblik wanneer ons dit verstaan, dan begin godsdiens vir ons sin maak, is aanbidding vir ons sinvol, begin ware liefde, goddelike liefde ons harte vul, en ons dien hom nie vir wat ons by hom kan kry nie, maar vir wie hy is. Ek is nie lief vir my vrou oor wat ek maar kan kry nie, ek is lief vir haar oor wie sy is, in haar wese. Soveel te meer die God van die Bybel. En ek sal nou nie weer onderbreek nie, dis ek nie die preek nie. Ek probeer net vir u gedagtes skep voor ons begin. Die mens verstaan nie wie hy is nie. Die mens dink hopeloos te veel van homself. Dis waarom ons in hierdie ellende sit wat ons tans beleef. Die 12de vers. En die 6de engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat. En sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings, wat van die ooste afkom, reggemaak kon word. En ek het uit die bek van die draak, en uit die bek van die dier, en uit die mond van die valse profeet, 3 onreine geeste soos paddas sien kom. Want dit is geeste van duivels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog, van daardie groot dag van die almagtige God. Vers 15 sê, kyk, ek kom soos 'n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. En hulle het al versamel op die plek wat in Hebreëus genoem word, Armageddon. En die 7de engel het sy skaal uitgegooi in die lug. En 'n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af wat gesê het, dit is verby. En daar het stemme gekom en donderslaan, bliksemstrale. En daar het 'n groot aardbewing gekom, soos daar nog nie gewees het, vandat die mense op die aarde was nie. So 'n geweldige groot aardbewing. En die groot stad is in 3 dele verdeel, en die stede van die nasies het geval, en die groot Babylon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toorn. En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie. En groot haal,
omtrent 'n talent swaar, dit is ongeveer 45 kilogram, het uit die hemel op die mense geval, en die mens het God gelaster, oor die plaag van die haal, omdat sy plaag ontsettend groot was. Net voor ons by die boodskap kom, wil ek vanmôre vir jou sê, en vir jou wat inskakel, as jy die welaangename tyd van God se genade nie gaan omhels, en die welaangename tyd van genade wat nou na jou kom, nie gaan aangryp om gered te word nie, ek sê nou vir jou, is die kans baie min, in hierdie tyd wanneer God sy toorn gaan openbaar. Mense sê ons is bang vir die duiwel en vir die bose, ek wil vir u sê, vrees God. Want selfs die bose is aan God onderworpe. Daar is een wat gevrees moet word, en dis die God van die Bybel. En daarom pleit ek by jou dat jy deur vanmôre se boodskap, hier aan die begin van 2023, sal seker maak, jy ken hierdie God, en jy dien hom met oorgawe, sodat jy ook eendag by hom in sy heerlikheid sal wees. Nou vriende, ek gaan nie die tema nou aankondig nie, maar iets seker agtergekom het, gaan oor die 7 skale. Ek wil kort oorsig met u hanteer, en dan kom ons by vanmôre se boodskap uit. Nou die boek Openbaring, vriende, is nie 'n geslote boek nie. Ek het vir u gesê toe ons so jare wat terug begin het met hierdie boek, dat baie mense sê dis 'n geslote boek, ons kan hom nie verstaan nie, daarom preek ons nie uit die boek nie, en ek het vir u gesê, daar is sekere moeilike dinge om te verstaan vanuit die boek Openbaring, maar daar is ook genoeg om te verstaan, sodat ons onsself gereed kan maak om God te ontmoet. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat hierdie is 'n boek wat oop is 'n openbaring. Die Here trek die gordyn weg oor die eindgebeur, en hy kom wys vir ons wat sal gebeur in die toekoms. 'n Klein deeltjie van die boek Openbaring, hoofstuk 1 tot 4 of 1 tot 3, handel oor die geskiedenis, kerkdispensasies, soos vir u aangedui op hierdie kaart. Hierdie 7 gemeentes wat ook 7 fisiese gemeentes aandui, maar ook 7 kerkdispensasies. Dan vind die wegname van die kerk van die Here Jesus plaas. Ons het bietjie daaroor gepraat. En vir hierdie woordjie Openbaring is die woordjie apokalyptis. Jy het almal al gehoor daarvan, hierdie films is al gemaak daaroor. En dit beteken eenvoudig to be revealed. Iets wat vir ons oopgemaak gaan word. So, God is genadig en barmhartig oor die mens. Hy trek vir ons die gordyne oop oor die toekoms, en hy sê vir ons, mensekind, daar gaan 'n uur aanbreek waar ek hierdie wêreld gaan oordeel, maak gereed om God te ontmoet. Hierdie woorde ook wat gou moet gebeur. Hierdie gedagte van gou moet gebeur beteken dat hierdie oordeele vinnig gaan plaasvind. Dis nie iets wat gaan gebeur en oor honderde jare sal dit plaasvind nie. Die Here gaan vinnig en hy gaan doelgerig hierdie oordeele bring oor die wêreld soos hy beskik en bepaal het. Ek het vir julle gesê ons kan nie die boek vergeestelik nie, maar moet dit letterlik opneem. Ek het vir julle gesê alhoewel daar soos in die Ou Testament ook hiervan simboliek of beeldspraak gebruik gemaak word, moet dit binne die konteks van die woord verklaar word. Ons kan nie alles vergeestelik nie, vriende. Vergeestelikingsteorie bring baie skade aan die waarheid van God se woord. Jy weet mos, die mense preek oor die barmhartige Samaritaan. Dan is die donkie dit, en die olie is dat, en die herberg is dit. Nee, dis 'n man wat deur rowers oorval is, en 'n man was hom genadig en het hom na 'n herberg gevat. Dis die storie, die Engelsman sê die bottom line. Ons hoef nie iets in te lees wat daar nie staan nie. Die geestelike toepassing wat ons kan maak is daar, maar moenie vir elke ding iets soek of 'n betekenis daarvoor soek nie. Vir die gesê Openbaring 1, Johannes is op die eiland Patmos terwille van sy geloof, hy's 'n gevangene, hy ontvang hierdie visioen van Jesus tussen die 7 kandelare. U sal ook sien, die laaste hoofstuk in die boek Openbaring sê, dat hierdie boek nou toe is. Daar is 66 kanonieke boeke. Daar is nie nuwe boeke wat in die Bybel geskryf word nie. Daar is nie nuwe predikante wat van God direk hoor, wat hulle neerskryf en sê, God het vir my gesê nie. Daar is nie nuwe profete of nuwe apostels wat kwansuis van God hoor om vir ons te sê nie. Ek dink die meeste mense wat besig is met hierdie snert van die Here het vir my gesê, om vir julle te sê, is mense wat nie wil voorberei nie. Dis mense wat te lui is om in hulle studeerkamer te sit en hierdie boek te bestudeer, om vir die gemeente te sê wat God werklik vir hulle wil sê. Voorbereiding, vriende, is harde werk. Het is baie makliker om te sê, God het vir my gesê om vir julle te sê. En ek vra altyd vir mense, wie sê God het vir jou gesê? Hoe het sy stem geklink? Vertel gou vir my, was dit sag, hard? Hoekom het jy nou die dag vir hierdie mense so gesê en vandag sê vir hierdie mense so? Hoekom kom jou woorde nie ooreen nie?
Die Bybel sê elke mens is leenagtig, God is waaragtig. En waar leer ons dit? Vanuit die blaaie van hierdie Bybel. Wat die Bybel gister gesê het en eergister en vir jou oupa se oupa se oupa sê vandag nog vir ons en gaan hy vir ons kinders se kinders se kinders se kinders sê. Tot die Here gaan kom. Hoekom? Want daar is een boek wat geïnspireer is deur die Heilige Gees. Is God se woord. My en jou verantwoordelikheid as predikant en as lidmaat is om vir mense te sê, so sê die Here. So Johannes ontvang hierdie, hy skryf dit neer onder leiding van die Heilige Gees. Hy sluit die kanon af. Hy sê, dis wat gaan gebeur aan die einde, maak gereed om God te ontmoet. Ek het vir u gesê, Openbaring 2 en 3, die boodskappe van die 7 gemeentes, is histories en profeties van aard, ons het klaar daaroor gepraat. Openbaring 4 en 5 is die gesig van die hemel en die aanbidding van God in die hemel. Ons vind die kerk van die Here Jesus wat deel uitmaak van die aanbidding, die 24 ouderlinge wat die kerk verteenwoordig, gepraat oor die wegname van die kerk van die Here Jesus. Dis alles nou op die kaart, u kan maar as ek praat, kan u maar volg, hier so, al die gebeure het ons al reeds gepraat, wat hier op die kaart dan is. Openbaring 6 tot 19 is die verdrukking, ons praat van die 3,5 jaar, u sal sien hier is 'n lyn tussenin, is die verdrukking hierdie kant, en dan die laaste 3,5 jaar, die groot verdrukking waarvan ons praat. Openbaring, die 6de hoofstuk het gegaan oor die 7 seels, Openbaring 8 en 9 oor die blaas van die 7 bassyne, Openbaring 10 handel oor die engel wat die boek met die laaste oordele aan Johannes gegee het. Hierdie woorde was bitter en soet, God se genade, maar ook God se oordeel. Openbaring 11 is die 2 getuies waarna ons gekyk het. Openbaring 12 die eerste 5 rolspelers wat deel uitmaak van die groot verdrukking. Openbaring 13 die antichrist en die valse profeet. Openbaring 14 die 144.000 getuies plus die laaste oordele aangekondig, wat insluit die 7 skale wat uitgestort word. En dan Openbaring 14 tot 19 vorm eintlik 'n geheel. Alhoewel dit in hoofstukke opgedeel word, vind ons dat die laaste skaal uitloop op die wederkoms van Jesus op die Olyfberg, en hierdie koms van Jesus loop uit op die slag van Armageddon, waar Jesus as koning die antichrist en die valse profeet sal oorwin, hier aangedui op hierdie kaart. So u kan sien die einde is in sig. Nie net op die kaart nie, maar as u na die wêreld kyk, is die einde in sig. Wanneer gaan die Here kom? Ek weet nie, ek het nie dag en datum nie. Die ouens wat sê dit ene, hulle lieg. Daar's net een wat weet, dis God drie-enig. En hy sal kom op die bepaalde tyd, terwyl siele nog gered moet word, dank ons die Here vir sy genade. En hier kom ons by die tema, die uitgiet van die 7 skale. Nou vriende, as ons kyk na die uitgiet van die 7 skale, dan sien ons iets wonderliks in die uitgiet van hierdie 7 skale, is dat ten spyte van God se finale oordeel op hierdie aarde, is daar nog genade, dat mense gered kan word. God is 'n genadige en barmhartige God, en in hierdie tyd van die groot verdrukking, soos aangedui hier op die kaart, en hierbo aangedui, sal u sien, daar is nog steeds die 144.000 getuies, van Openbaring 7, wat in hierdie tyd sal optree om 'n getuie te wees. Die 2 getuies sal nog steeds hierdie kosbare waarhede verkondig, en dan ook Openbaring 11, die groot aantal geredde mense ten tye van die groot verdrukking, wat nie die merk van die dier sal vat, en nie hulle knie sal buig voor die antichrist nie. Hulle sal 'n getuie wees, selfs deur hulle lewe, wat hulle as 'n offer gee, deur te sterf vir hulle geloof. Maar vriende, wat baie belangrik vanmôre vir ons is dat die aanloop tot die uitgiet van die 7 skale of pla, soos ons vind in Openbaring 15, begin met 'n gesig wat Johannes gesien het. God is genadig, Johannes op die eiland Patmos terwille van sy geloof, hy was een van die apostels van die Here, en die Here kom wys hom wat sal gebeur, wat lê voor vir hierdie wêreld, en hoe gaan alles eindig, en hoe die Here ook sy koninkryk gaan kom vestig. Nou Johannes sien 7 engele. As u nou die gedeelte saam met my gelees het, sal u sien, hy sien ook 7 laaste pla of 7 laaste skale. Hierdie 7 pla of skale wat deur die engele uitgegiet gaan word, sal die grimmigheid van God voleindig. Die meeste van ons word geleer God is liefde. Is God liefde? Hy is in totaliteit liefde. Maar hy is ook 'n God van geregtigheid. En hy gaan sy grimmigheid uitstort oor die sondaar. Johannes sien iets soos 'n see van glas gemeng met vuur. Hy sien die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken,
en oor die getal van sy naam. Hy sien alles in Openbaring 15 voor die troon van die Here. En wat het hierdie oorwinnaars gedoen? Die Bybel sê, terwyl hy hierdie engele, die 7 skale, die 7 plaae sien, hy sien die grimmigheid van God, sien hy ook hierdie oorwinnaars, en hulle het gestaan met sieters, en die lied gesing van Moses. Nou, ek weet nie of Moses 'n opera stem gehad het, of 'n stem soos Henty nie, hy kon seker maar mooi gesing het, maar die besondere was nie oor hoe hy gesing het nie, maar wat hy gesing het, die lied van Moses en die lied van die lam, ons gaan gou vinnig daarna kyk. En daar staan groot en wonderlik is u werke, Here God, almagtige, regverdige en waaragtig is u weë, o koning van Israel. Ek het 'n bietjie hierdie week daaroor gedink en myself gedink, nou, waarom sou Openbaring terug verwys na die oorwinning van Moses en die lied van Moses in Exodus 15? Toe dink ek daaraan dat die groot moondheid van daardie tyd, die regering van daardie tyd was die Egiptenaars. Farao was soos 'n god vir sy mense. En wat doen die Here met hierdie God? Hy kyk of hy kan swem. En Farao kon nie swem nie. Nie hy of sy mense nie. U onthou toe hulle agter die volk aantrek deur die Rooi See, toe die volk hulle voet ander kant uitsit, sê die Here vir Moses, steek jou staf terug oor die water, en terwyl hierdie waans van Farao aankom, en Farao en almal briesend is, hulle wil die Jode terugkry in die land Egipte om hulle slawe te wees, toe sê God, laat die waters teruggaan, en daar die Egiptenaars verdrink, en wat sê Moses na die tyd? Jog, maar is 'n wrede God hierdie? Kan jy glo? Hy het nie eens hierdie mense 'n goeie kans gegee om hulle te bekeer, soos baie mense vandag God wil beskuldig nie. Luister wat sê Moses. Hy en die kinders van Israel het hierdie lied tot eer van die Here gesing. Hulle het gesing, om te sing is goed. As jy mooi kan sing, is dit beter. Maar hulle het gesing, en hulle het gesê, ek wil sing tot eer van die Here, want hy is hoog en verhewe. Die perd en sy ruiter het hy in die see gewerp. Die Here is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Hy is my God, hom sal ek roem, die God van my vader, hom sal ek verhef. Die Here is 'n krygsman, Here is sy naam. O Here, u regterhand is verheerlik deur krag. U regterhand, o Here, verpletter die vyand. En in u groote hoogheid werp u diegene neer wat teen u opstaan. U stuur die torengloed uit, dit verteer hulle soos 'n stoppel, en deur die geblaas van u neus het die waters hulle opgestapel. Die strome het bly staan soos 'n wal, die watervloede het styf geword in die hart van die see. Die vyand het gesê, ek sal agtervolg, ek sal inhaal, ek sal byt verdeel. My begeerte sal versadig word in hulle. Ek sal my swaard trek, my hand sal hulle uitroei. O Here, wees soos u onder die gode. Wees soos u verheerlik in heiligheid, gedig in roemryke dade, een wat wonders doen. U het u regterhand uitgestrek, die aarde het hulle verslind. Wat vir my treffend was van hierdie lied van Moses, vriende, is dat hierdie lied gesing was na die oorwinning oor die Egiptenaars behaal is. Voor die troon sing hierdie mense die lied nog voor die oorlog plaasgevind het. Waarom? Want hulle weet God is 'n waarmaker van sy woord. Ek wil vanmôre vir jou sê, en elkeen wat inluister, moenie dink dat God se uitstel van sy oordeele is die afstel van sy oordeele nie. Die uitstel is 'n tyd van genade. Dis nie die afstel nie. As jy vanmôre nog hier sit, is dit die uitstel van God se oordeele, dat jy miskien jou kan bekeer vanmôre, sodat jy nie hierdie oordeel tegemoet sal gaan nie. Hierdie mense sien die oordeel van God, hierdie finale oordeel, die slag van Armageddon. Sien die Here, of sien hierdie mense al reeds asof die Here dit voltrek het? U sien dit is asof alles reeds afgehandel is, nog voor die intense stryd begin, gee hulle al reeds eer aan die een wat die mag het om te doen wat hy sê. Ek en jy sê baie keer goed en dan doen ons dit nie. Daar is een wat iets sê, en as hy dit sê, dan doen hy dit. U sien, die Here word nie geïntimideer nie. Daniël 4:35, en al die aardbewoners word as niks geag nie. En as hy wil, handel hy met die leer van die hemel en die bewoners van die aarde. En daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom kan sê, wat doen u nie? Onthou u vir koning Nebukadneser?
magtige koning, hy het oor die wêreld regeer, hy staan op sy paleis se dak en hy sê, ek is die man. Laat my so dink aan sekere leiers vandag in die wêreld. I'm the man. Kyk wat het ek bymekaar gemaak, kyk wie regeer ek. En later vra die dienaars, wie is daar wat gras eet soos 'n bees? Wie is daar wat deur die dou van die hemel nat gemaak word? Niemand anders as die magtige Nebukadneser nie. En Daniël kom leer die les vir hierdie koning. En ook vir die konings wat sou volg en vir die landsleiers wêreldwyd. Luister, al die aardbewoners is in die oë van die Here niks. Ons is 'n stofdeeltjie. As u nou gaan staan by sekere van hierdie watervalle in ons land en verskillende plekke, ons was eendag by die Victoria watervalle, luister, jy lyk soos 'n spikkeltjie in vergelyking met hierdie magtige waterval en al die dinge wat daar gebeur, dan besef jy by jouself, waarom dink ons so baie van onsself? Wie gee ons die reg om enigstens ons gelyk te stel met God, die Heilige? Die Bybel sê daar is niemand wat sy hand sal afslaan nie. Waarom sing hierdie mense die loflied voor die troon in Openbaring 15 nog voor enigiets gebeur het? Want hulle weet, soos Moses die oorwinning behaal het, of God vir Moses hulle die oorwinning behaal het, en hulle gesing het en in retrospek gekyk het, God het die oorwinning behaal, weet hulle, dieselfde God sal die oorwinning behaal oor die vyand, die antichrist, en dan ook die valse profete. Hulle vra die vraag in vers 4, wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie? Want u alleen is heilig, want al die nasies, hoor gou, sal kom. Daar is vandag baie ateïste wat sê, glo nie in God nie. Sê ek, hoe kies wat jy glo? Wat jy glo is irrelevant. Jy kan glo dis donker buitekant en dan skyn die son. Die feit is wat jy glo is irrelevant. Die Bybel sê jy sal buig voor God en jy sal met jou tong bely dat hy God is. Jy gaan dit of betyds doen of dit gaan te laat wees vir jou. Een van die twee. Daarom sê die Bybel, die nasie sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het. Filippense 2 vers 6, ek gaan nie alles lees nie, vriende, terwille van die tyd. Daar staan, nadat Christus homself ontledig het, aan die kruis gesterf het, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie, van die wat in die hemel, en die wat op die aarde, en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely, dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Daar gaan 'n dag aanbreek, dat elke Satan aanbidder, hoor nou, saam met die Satan, op hulle knieë sal staan voor hierdie heilige God, en hulle sal bely, dat hy alleen die Here is. As jy dit nie nou glo nie, sal jy dit eendag glo. Die Bybel sê dis presies wat Johannes gesien het. As God iets sê, dan doen hy dit. Hy's 'n waarmaker van sy woord. Hy dreig ons nie. Hy's nie so 'n pa wat 20 keer vir sy kinders sê, Boetie, ek gaan vir jou voeder. Dan doen Boetie dit nog steeds. Boetie, ek het nou klaar gepraat. Kyk Boetie vir pa. En hier by die 20ste keer gryp ma en ba voeter hom en sê, luister, is jou hande afgekap. Slaan die kind as hy nie wil luister nie. God dreig nie 20 maal nie, hy sê vir ons, dis wat gaan gebeur, jy beter jou bekeer tot God. Dis die boodskap van vanmôre. In vers 5 sien ons die oorsprong van waar die oordeele sal plaasvind. Openbaring 15 vers 5 sê, na hierdie dinge het ek gesien en kyk die tempel van die tent van die getuienis in die hemel is geopen. Met ander woorde, vriende, die tempel verwys hier na die heilige van heiliges. Onthou u in die Ou Testament? Was daar die voorportaal, die heilige en die allerheiligste, daar mag die hoofpriester een keer 'n jaar ingegaan het. Die Bybel sê dat die oordeele van die allerheiligste God afkomstig sal wees. Hierdie liefdevolle God sal wraak uitoefen oor hulle wat hom nie gedien het nie. Die Bybel sê in vers 6, dat hierdie 7 goue skalige gees vol van die grimmigheid van God, die God wat leef tot in alle ewigheid. Nou hierdie woordjie skale in die oorspronklike taal, is die woordjie bells of vials of a broad shallow bell. Wat dit eenvoudig beteken as jy bietjie die oorspronklike taal gaan lees, sê die groot manne en die slim manne wat die Grieks en die Hebreëus goed ken, dit dui op 'n vinnige uitgiet van bestemde pla.
Dis nie iets wat oor 20 jaar sal plaasvind nie. Die Bybel sê as die Here die eerste plaag gaan uitgiet, gaan die tweede een volg, en die derde een volg, en die vierde een volg, tot by die sewende een, en dan gaan die hemele skeur, en Christus gaan op die Olyfberg verskyn. Ek wil vir u sê, what a day that will be. En dan gaan ons sien die groot monde van ons tyd, die professore wat op universiteite vir hulle studente gelieg het, oor hierdie Christus, wat God is wat mens kon word het, wat hulle dan vir hom gaan sê. En die Bybel sê vir ons, hierdie plaag gaan vinnig uitgegiet word, op 'n bestemde tyd soos God bepaal. Nou ek het vir u daar, weet nie of u dit baie goed kan sien nie, maar ek het vir u so 'n skematiese voorstelling daarso, en dan ook die bose swere is eerste, dan die see word bloed, vars water word bloed, die geweldige hitte, die duisternis, die Eufraat droog op, en dan die halstene van ongeveer 45 kilogram. Nou kom ons val gou weg, daar 7 pla, maal 10 minute, 70 minute, is niks vir u nie. U is geoefen om te sit, en die stoele is gemaklik, kom ons val gou weg. Die eerste skaal, Openbaring 16 vers 1. En ek het 'n groot stem uit die tempel van die 7 engele, aan die 7 engele hoor sê, gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit. Luister, die skale van die grimmigheid van God. God is nie kwaad soos ons, dat hy 'n tantrum nou gooi nie. Ek sê dit met baie respek, want ons dink God is soos ons. Oor jare het die maat van sonde en die beker van sonde vol geword, en God sê, ek gaan nou my grimmigheid uitstort, omdat mense nie wil luister nie. Die Bybel sê, toe gaan die eerste een weg en gooi die skaal uit op die aarde, en kwaai en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad en sy beeld aanbid het. Nou kwaai en bose swere, vriende, die Bybel leer ons dat God sy laaste oordeele voltrek aan die wat die merk van die dier het en sy beeld aanbid, hulle wat sy genade aanhoudend verwerp het. En die skale oordeel sal begin met die 6ste plaag, of 'n soortgelyke plaag as die 6ste plaag in Egipte land, die kwaai en bose swere. U kan daarvan gaan lees in Eksodus 9 vers 8 tot 12. Ek gaan nie alles vir u lees nie. Al wat ek vir u gaan sê is dat die Here stuur vir Moses na Farao, en die Bybel sê dat Egipte land en sy mense en sy diere sal getref word, en dit sal swere veroorsaak wat in blare uitbreek in die hele Egipte land. So het hulle dan die roet uit die oond geneem en voor Farao gaan staan, en Moses het na die hemel die roet uitgestrooi, en toe word dit swere wat uitbreek in blare aan mense en diere. Die Bybel sê die towenaars kon voor Moses nie staan vanweë die swere nie, want die swere was aan die towenaars en al die Egiptenaars. Nou hierdie kwaai en bose swere is 2 Griekse woorde wat hier gebruik word, die woordjie kakos en poneros. Dit dra die betekenis dat die swere letterlik lopende swere was. Soos kanker sal dit pynvol wees, dit sal ongeneeslik wees. Ek vra vir u self, dink bietjie net vir 'n oomblik aan wat ek sê. Wie van u is al deur 'n muskiet gebyt? OK, muskiet is ou klein ding, ja, irriterende ding. Stil. Dan klap jy. Dan is jy halfpad wakker, né? En jy klap en dan vra jy vir jou vrou, het jy daai dingetjie aangesit wat die muskiete weghou. En die volgende dag begin jy. Naderhand bloei dit, want dit juk. As jy nie iets aansmeer nie, juk dit. Dink by jouself 'n muskietbyt en die irritasie en selfs die gevolg wat dit kan hê. Hy kan self sweer en moet behandeling kry. Die Bybel sê by hierdie eerste skaal sal dit swere wees wat oopbars aan die vel, dat die sig sal uitloop. Probeer ek dit vir u so bietjie verskriklik laat klink? Ek hoop so. Ek hoop u sien hierdie stuk oop wond met die vleis en die sig wat uitloop. Waarom wil ek dit so doen? Dat u sal sien dat God se grimmigheid is nie 'n mense nie. As God toornig raak, vriende, sê die Bybel, roep mense, berge val op ons en heuwels bedek ons. Onthou u vir Job, in Job 2 vers 7, hy het bose swere gehad en die Bybel sê hy het 'n potskerf geneem en hom daarmee gekrap terwyl hy in die as sit. Nou 'n potskerf was 'n kleipot wat gebreek het, daai skerppunt het hy gevat, aanhoudend sy swere gekrap. Die absolute pyn wat daarmee gepaard gaan is wat die eerste skaal of die eerste plaag vir ons deurgee. Hierdie swere sal deur die Here as straf gestuur word op hulle wat ongehoorsaam was aan die waarheid van die woord van die Here.
Die tweede skaal is die see word bloed. En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi en het bloed geword soos van 'n dooie. En al die lewende wesens in die see het gesterwe. Nou wie van u kan vir my sê hoeveel visse in die see is? U kyk mos National Geographic. Hulle weet mos alles. Ek sê nou vir my vrou, ek wonder of hulle onderhoude het met die leeu's en met die visse en die walvisse. Want hulle vertel van, jy weet, hierdie ou se naam, of hierdie leeu se naam is nou Pandora. En ek weet nie, daai ene, en dan vertel hulle van hulle kleintjies wat nou met mekaar 'n argument gehad het. En ek tog by myself, ek sê vir my vrou, hulle onderhoude met die diere. Praat hulle whale of lion of wat ook al. Die hele gedagte dat ek vir u wil deurgee is, niemand van ons weet die magdom van visse en see lewe wat daar is nie. Die Bybel sê vir ons, die see se lewende wesens het gesterf. Ek wil hê jy moet probeer indink. Daar in Ballito en omgewing is daar riool wat nou in die see ingepomp word. Ek wonder hoekom. Ons gaan nie daaroor nou praat nie. Maar die mense kan nie eens op die strand loop nie, dan word hulle siek. Hulle kan nie hulle vensters oopmaak, hulle kan hulle nie leef nie. Die reuk hang, die stank is daar. Dink by jouself as God die see wat hy geskaap het, tref. Die Bybel sê vir ons, al die visse en see lewe sterf en die blou water massa van die see word een massa bloed en ontbinde afval. Ek kan dit nie indink, die probeer vanmôre. U moet sit daar en u moet nou dink. U moet nou nie dink aan die broodjies nie, anders eet ek alles op. U moet nou dink aan hierdie see en hierdie ontbinde klomp massas wat daar op die see dryf. Die Bybel sê die strande, die stank, die geweldige higiëniese gevaartoestande wat sal heers as hierdie plaag kom. Dit terwyl die sig uit die swere sal loop en die pyn ondraaglik sal wees. Vriende, dink aan die voedseltekorte. Dis amper ondenkbaar. Meeste mense leef uit die see. Baie mense hou meer van vis as van vleis. Jy kan met my kom praat na die tyd daaroor. Ek kan nie altyd help. Maar die gedagte is net, mense sal nie meer kan leef uit die see nie. Hongersnode, al hierdie goed sal die gevolg wees daarvan. Terwyl plaag 1 en 2 besig is, volg plaag 3. Die derde skaal, die derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en die waterfonteine en dit het bloed geword. Hierdie oordeel is die herhaling van die eerste Egiptiese plaag. U kan daarvan lees in Eksodus 7 vers 20 en 21. Die Bybel sê al die water in die Nyl is in bloed verander en die visse wat in die Nyl was het dood gegaan en die Nyl het gestink. Sodat die Egiptenaars die water uit die Nyl nie kon drink nie en daar was bloed in die hele Egipte land. Ek wil vir u sê, mense luister nie. Het jy al agtergekom? Die een geslag, na die ander geslag, jy waarsku hulle, jy sê vir hulle, moenie dit doen nie. Pas op vir dit. Hierdie ding gaan jou baie duur te staan kom. En wat doen hulle? I will do it my way. En dan wanneer hulle gebroken is en stikkend is, dan soek hulle hulp. Ek sê dit was my kinders, voor jy gebroken is, stop en dink. Daar is 'n God in die hemel wat sy woord gee, nie om jou lewe te kompliseer nie, maar om jou lewe te rig, om hom te verheerlik. En dis presies die probleem met die mens. Die Here gee al reeds in die Ou Testament vir ons hierdie duidelike waarskuwing dat hy Farao getref het met hierdie 10 plaae. Die mense het nie geluister nie, so wil mense vandag ook nie luister nie. Die derde skaal se oordeel word oor die varswaterbronne gegiet. Die drinkwater word nou een bloedmassa. Vriende, ek het daaraan gedink, ons mense wil vandag amper flou word as ons bloed sien. En daardie dae sal selfs die water in die krane bloed wees. Ek sien al die antie met die lang naels, en die lang vlegsel wat sy het, en die hypophyse wat sy aan het. Die een wat God gelaster het, wat haarself en haar liggaam liewer gehad het as die God van die Bybel. Hoe sy daai kraan oopmaak en die bloed kom uit. Hoe sy van daai hoekskoene afval en besef daar is 'n God in die hemel wat besig is om te oordeel. Hy laat hom nie intimideer deur mense of deur regerings of deur enige iets nie. Luister, Christus is nie hierdie sissie wat die Rooms-Katolieke kerk uitbeeld op hulle ou prentjies. Met die sagte baard en die lang haartjies met die staf en die ou skapie nie. Hy is die God van heerlikheid. Hy is die heilige God wat sal oordeel.
wat nou in liefde uitreik, wat nou roep, maar as jy jou nie bekeer nie, hierdie oordeele sal beleef. Die Bybel sê die visse sal sterf ook in die damme en riviere wat sal bydra tot die geweldige pandemie wat alreeds heers. Wat sê die Here vir ons in Galasiërs 6:7? Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Kry die gedagte in u kop vas wat hier staan. As ek sonde maai of saai, dink u ek sal geregtigheid maai? Dink u die Here is so alleenig, dat hy almal op aarde eendag by hom in die hemel wil hê? Want hy is so alleenig, hy sal sterf van eensaamheid. Nee, hy het sy seun gestuur, dat ons kan bekeer, sodat ons deur die geloof in sy seun by hom kan wees, voor hy sy oordeele stuur. As jy sonde saai, sal jy ongeregtigheid maai, sal jy oordeel maai, so seker soos ons vanmôre hier sit, en jy sê miskien vanmôre, daar in jou hart, of daar by jou huis, Gerard, jy's besig om die ding so bietjie aan te dik, jy's besig om so bietjie meer te sê as wat die Bybel sê, ek sê minder as wat die Bybel sê. Want as jy God in sy toren sien, dan sal jy bewe, nie vir 'n predikant nie, nie vir 'n mens wat 'n boodskap gee nie, maar vir 'n God wat leef, wat heilig is, wat sy oordeel sal bring. Die 4de skaal, sê die Bybel vir ons, is op die son uitgegooi. En daaraan is dit gegee om die mense met vuur te skroei. Die deursnee mens sê vandag deur evolusie, son, maan, sterre, planete, mense. Luister, die evolusie het net so min te doen met die skepping. Kom ons los die res. Maar in 'n geval, die Here wat die son geskaap het, sal die grade aandraai. Die Bybel sê die mens is geskroei met 'n groot hitte. Ons is op 'n stadium vir 9 jaar en 3 maande in Vredendal. Weet jy waar Vredendal is? Baie nader aan die hel as wat Benoni is. So sê die mense daar. Want dit raak soms tot 50 grade. En daar in die gemeente dan kom besoek hulle jou met ringsvisitasie, en dan klim hulle uit hulle lugversorgerkar, en as daai ou die deur oopmaak, en hy kyk vir my en ek kyk vir hom, en daai hitte slaan hom, dit lyk amper of iemand hom deur die gesig geklap gee. Sy oë is onmiddellik groot, en hy verstaan nie wat nou aangaan nie. 50 grade is warm, glo my. Alles klou aan jou vas, jy wil in die huis bly met die lugversorger, en met beerkrag weet ek nie wat doen hulle nie. Die punt wat ek wil maak is, wanneer die Here sy oordeel uitgiet met die 4de skaal, sal die son hittiger word. Die Bybel sê vir ons soveel so, dat hierdie mense hierdie pyn sal ervaar en geskroei word. Hulle sal brand van die son se hitte. Ons lees hier dat die Here die son wat hy geskaap het, gebruik om die godlose mee te straf. God self draai die grade van die son so bietjie aan, om die mense wat hom verwerp het, te laat besef hy's 'n waarmaker van sy woord. Vriende, miskien dink u vanmôre by u self, wat is fout met hierdie ou wat hier voor staan? For crying out loud, is die 8de Januarie. Ons wil bemoedig word. Ons wil so bietjie olie in ons kannetjie kry om die nuwe jaar tegemoet te gaan. Nou luister, ek gee vir u 95 oktaan petrol, man. Meer as 'n bietjie olie in jou kannetjie. Ek gee vir jou goeie substansie, dat jy nou aan die begin van die jaar jou saak met God sal skik, en vir hom sal lewe, met alles in jou. Nie met 'n halfhartige, sleepvoetige gesindheid nie, maar met alles in jou wese, sodat jy hom kan ontmoet en die mooiste by hom kan ontvang. Hierdie 4de skaal sal die son se hitte aandraai. Die Bybel sê in Johannes 3:36, hy wat in die seun glo, die ewige lewe. Maar hy wat die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom. Ek het bietjie gekyk na hierdie woorde. Die toren van God bly op hom, vriende. Dis die woordjie menoe in die Grieks. Dit beteken dit broei oor hom. Dit bly oor hom. Het jy gesien as 'n hen op die eier sit, wat gebeur? Later kom daar 'n voeltjie uit. Iets broei uit. 'n kuikentjie. Die Here sê as hy sy toren oor hierdie aarde laat bly broei, gaan daar 'n oordeel uitbroei, waar mense ook gaan sien dat God 'n waarmaker is van sy woord. Hierdie woordjie orgei beteken, dis 'n geregverdigde straf, wraak en oordeel. Die woordjie toren, geregverdig, luister, niemand gaan onregverdig gestraf word nie.
As jy dink jy's 'n slagoffer vanmôre, bou 'n brug en kom maar oor. Jy's nie 'n slagoffer nie. Daar's een wat te nagekom is, dis God. Ek en jy is glad nie te nagekom nie. Jy sê miskien vir my, jy weet nie wat se lewe ek het nie. Ek kry baie swaar. My pa het my verwerp, my ma het my verwerp. Ek lewe met die krummels van die lewe. Dan sê ek weer vir jou, dank God jy tog lewe, want jy kan jou bekeer tot hom en jy kan uitsien na heerlikheid in die hemel. Mense is te veel besig met hulle self. En met hoe hulle te nagekom is in die lewe. Dank God jy lewe nog, dat jy jou kan bekeer tot hom. Daar is baie mense wat al reeds gesterf het, wat nooit die voorreg sal hê wat jy vanmôre het nie. En dis om die woord te hoor dat jy jou kan bekeer nie. U sien, die Here sal 100% regverdig optree. Openbaring 16 sê dit vir ons so baie duidelik. En ek het die engel van die waters hoor sê, regverdig Here, is u wat is en wat was, u die heilige, omdat u hierdie oordeel uitgevoer het. Want hulle die bloed van die heiliges en profete vergiet en u het aan hulle die bloed gegee om te drink, want hulle dit verdien. En ek het 'n ander een uit die altaar hoor sê, ja Here God almagtig, waaragtig en regverdig is u oordeel. Het u nou dag gesien wat in Kanada gebeur het? Die predikant wat gewaag het, Kanada, die plek waartoe almal wil gaan, so vrek daar. Ek wil u sê, ek wil nie daar wees nie. Behalwe dat dit vrek koud is hulle 'n goddelose regering. Die predikant wat gewaag het om sy kerk oop te maak is geboei met voetboeie en handboeie en soos 'n groot misdadiger is hy weggelei. Om vir mense te wys in die wêreld, luister, ons wil vir julle sê, ons regeer hier. En geen kerk en geen God sal vir ons sê wat ons moet doen nie. Ek hoop daardie regerders bekeer hulle voor die dag van oordeel kom. Want God se oordeel is regverdig oor die goddeloosheid van regerings wat hy aangestel het, wat hom nie eer as die een wat die oppergesag is nie. Bybel sê hierdie oordeel sal regverdig wees. Die hartseer en amper ondenkbare gedagte van die verse wat vir my getref het, is hierdie woorde in vers 9. Die mens is geskroei met 'n groot hitte en hulle die naam van God gelaster. Wat mag het oor hierdie pla. En hulle het hulle nie bekeer om hom heerlikheid te gee nie. Ek speel so 'n bietjie golf, eintlik meer loop en soek. Nou hoor ek baie keer daar op die dryfbaan, daar waar ons nou gaan oefen. Weet nie of jy oefen om slegter golf of beter golf te speel nie, maar wat ek mag sê. Hoe die jong kinders God se naam gebruik, vloek. Groot in hulle self. Die Bybel sê God sal elkeen regverdiglik oordeel. Ek en jy kan nie mense red nie, ons kan mense teenoor hulle getuig en vir hulle vertel van hierdie Here Jesus. Maar die Bybel sê daar gaan 'n dag aanbreek dat ten spyte van die oordeele mense God nie gaan soek nie, maar hulle gaan hom laster. Dit was dieselfde gesindheid wat geheers het in Farao se hart. Dit sal ook so wees aan die einde van tyd. Mense het nog niks verander nie. Hulle rebellie teenoor God is nog net so groot soos altyd. Vriende, het u nog 5 minute vir my? OK, hierdie kant is doodstil. OK, ek sal vir julle preek. Daai klomp is kwaad vir my al klaar, omdat ek oor die tyd is, so ek sal net op julle konsentreer, hoor. OK, as daar 'n glimlag hierdie kant, so. Ons kom nou by die 6ste ene, die 5de plaag. 5de plaag, die Bybel sê, dat die skaal is uitgegooi oor die dier, en sy koninkryk is verduister, en hulle tonge gekou van die pyn, en hulle die God van die hemel gelaster oor hulle pyne, en oor hulle swere, en hulle nie van hulle werke bekeer nie. Die 9de Egiptiese plaag, sê die Bybel in Eksodus 10 vers 21, en daar sal duisternis oor Egipte land kom, sodat 'n mens die duisternis kan gryp. Toe Moses sy hand uitsteek na die hemel, kom daar 'n dik duisternis in die hele Egipte land 3 dae lank. Die een het die ander nie gesien nie, en niemand het van sy plek opgestaan nie, 3 dae lank. Luister, ons sukkel om vir 3 ure stil te sit. Toe ek in Vredendal gemeente was daar mense wat 'n gastehuis gehad het, gebou in die 1800s, nog ou lijkvensters, in die kombuis hulle nog so 4 hert gehad, daar was nie krag van 'n dag oud gewees nie. En dan in die aand, as daai son sak, en daai lijkvensters word toegemaak, ek sê vir jou, jy druk jou hand teen jou neus, jy sien niks. Ek wil hê, jy moet nou mooi dink wat aangaan. Die swere is besig om te loop. Daar is nie drinkwater nie, die stank hang. Die Bybel sê vir ons, al hierdie plaag kom, die son skroei, dis kokend warm, en is donker. Lig gee hoop, dink mooi by jouself.
As jy deur 'n moeilike nag gaan en jy siek en die son kom op, dan sê jy, ek sien kans vir hierdie dag. Daardie pragtige lied sê, môre sal die son weer skyn. Ek wil vir u sê, vir die goddelose sal die son vir ewig ondergaan. Omdat hulle die son van geregtigheid, die seun van God, die lig van hierdie wêreld verwerp het. Joël 2 vers 1 en 2 sê, want die dag van die Here kom, want hy is naby, 'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolkenag. Sefanja 1 vers 15 tot 17, dis 'n dag van grimmigheid, 'n dag van benoudheid en angs, 'n dag van woestheid en verwoesting, 'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolkenag. En ek sal die mense in benoudheid bring, en hulle sal rondloop soos blindes, omdat hulle teen die Here gesondig het, en hulle bloed sal vergiet word, soos die stof in hulle ingewande soos drek. Ek wil vir u vanmôre sê, die meeste wat hier gaan uitstap, gaan vir hulle in hulle self in hulle harte sê, maar ag, weet jy wat, dit gaan eintlik goed met ons. Ek gaan nou my ete eet vanmiddag, en ek gaan my slaapie slaap, en ek het my kar om mee te ry, en ek het salaris, en ek het 'n bankkaart, en ek het geld, en ek het 'n lening as ek nie genoeg geld het nie. Luister, al hierdie goedheid van God is met die doel om jou tot bekering te bring. As jy jou nie bekeer nie, sê die Bybel, sal jy in daardie dag soek na hierdie gunste, en hierdie voorregte wat God jou gee, en jy sal dit nie kry nie, jy sal God se oordeel kry. Swere, stank, nie behoorlike drinkwater, intensiewe hitte, tekort aan voedsel en nog duisternis. Wil vir u sê, vir die ongeredde sal die son vir ewig ondergaan. Daarom sê Openbaring 16:11, en hulle die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en oor hulle swere, en hulle het hulle nie bekeer van hulle werke nie. U vra miskien vir my, hoe is dit moontlik? As 'n mens deur al hierdie stryd gaan, hoe is dit moontlik dat mense die enigste bron van hoop nog laster? Wil jy weet hoekom? Gaan luister na die deursnee kerk vandag. Pinkster, charismaties, gereformeerd, gaan luister na die meeste kerke. Vir die meeste is God hulle dienskneg. Hulle beveel hom. Hulle soek gesondheid, hulle soek rykdom, hulle soek welvaart, hulle kinders moet goeie werke kry. Alles moet net goed gaan die hele tyd. Hy is die bellboy, as ons die klokkie lui, dan kom hy aangehardloop en sê, goeie mens, wat moet ek vir jou doen? As jy so God lief het, het jy 'n verkeerde God lief. Dien jy 'n afgod, en jy sal een van hulle wees wat hierdie God laster, wanneer jy die ware God van die Bybel leer ken. Hy's nie 'n God wat met hom speel nie. Hy's 'n God wat sê, jy dien my, want ek gee vir jou lewe, en ek gee vir jou asem, en ek gee vir jou al die voorregte wat jy het. En jy dien my met liefde, omdat ek jou eerste lief gehad het. Die 6de plaag, die groot rivier, die Eufraatrivier. Die Bybel sê sy waters het opgedroog, en dan vers 16, hulle het versamel op die plek, wat in Hebreëus genoem word, Armageddon. Ek gaan vinnig hierdeur gaan, vriende. Die 6de plaag gaan oor die opdroog van die rivier Eufraat, vir die slag van Armageddon. Nou die Eufraat droog op, waarom? Dis seker die grootste en die langste rivier op aarde, hy is 2880 km lang. Dis Kaap toe en terug, en dan weer tot by Bloemfontein. Miskien, Kroonstad. Ok, hy het op plekke tot 1 kilometer breed. Die Bybel sê, dis 'n natuurlike skeiding tussen die mense van die ooste en die weste. Die rivier word juis opgedroog, sodat daar 'n natuurlike deurgang vir die konings van die ooste kan wees, wat hulle versamel vir die groot oorlog van die Here, naamlik Armageddon. Nou Armageddon beteken plek van ontmoeting of plek van slagting. Die Bybel sê in Openbaring 16:16, en hulle die antichrist en die valse profeet en goddelose konings het hulle versamel op 'n plek wat in Hebreëus genoem word Armageddon, om teen Christus te veg. Luister vriende, ek en jy het nie eens moed om teen een of ander van hierdie groot boksers in die wêreld in die kry te klim nie, want ons weet ons gaan tweede kom, en tog het mense die moed om teen God op te staan. So ons is nie so slim soos ons dink ons is nie. Hierdie dag sê die Bybel gaan die Here die Eufraat dat opdroog, sodat hy die mense kan versamel vir hierdie groot slag. Nou ek het vir die min of meer so op die kaart aangedui, waar sit hierdie plek Armageddon, dis daar by Cyprus, Israel, Sirië, Turkye, daai omgewing so, is hierdie plek Armageddon. Daar is 'n foto daarvan, u kan miskien, ek hoop u kan sien, u sal sien is 'n groot plat laagte. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, vriende, dat hierdie plek, die plek van oorlog, van slagting sal wees. Word ook genoem Megiddo of Vallei van Jezreel. Napoleon die Groot het gesê, die plek is seker die beste en mees natuurlikste plek
vir 'n groot veldslag. Is 21 km breed, 30 km lank. In Rigters 5 het Barak die Kanaaniete daar verslaan, in Rigters 7 het Gideon die Midianiete verslaan, en in 1 Samuel 31 het Saul en sy seuns hier gesterwe. Armageddon, die plek van ontmoeting of slagting. Openbaring 19 vers 19, en ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, hierdie gaan die laaste keer wees waar die Here hierdie boosheid gaan besoek, by hierdie slag van Armageddon. En ek is klaar, ek kom by die 7de skaal. Donderslae en bliksemstrale, en daar het groot aardbewing gekom, soos daar nie gewees het, van dat die mense op die aarde was nie. So geweldige groot aardbewing, en eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie, en groot haal omtrent 'n talent swaarheid uit die hemel op die mense geval, en die mens het God gelaster oor die praag van die haal, omdat sy plaag ontsettend groot was. Hierdie woordjie, dit is verby, is die woordjie ginomai in die Grieks. Dit beteken die einde van die antichrist regering. Die antichrist sal saam met die aardbewoners geoordeel word. 'n Groot storm en aardbewing soos daar nog nooit voorheen gewees het nie. Berge het hulle plekke versit, eilande het voor die grimmigheid van God weggevlug. Haalstene omtrent 45 kg in gewig het op die mense vir die oorlog, wat vir die oorlog versamel was, geval. Vriende, dit is dinge wat letterlik sal gebeur. Ek dink dit was Vrydag, toe hier 'n storm oor die Oosrand gekom het. Pikswart, en toe val daar water en daar waai wind, en jy dink by jouself, nog 'n bietjie harder, dan is die huis daarmee heen. Die dag wanneer die oordeel kom, gaan ek en jy besef wie ons is. Hoorde ek vandag vir jou sê? Ek en jy dink ons is groot in onsself. Die dag wanneer ons voor hierdie God staan, en hy sy oordeele oor hierdie aarde gaan uitstort, en ons ken hom nie, sal ons begin agterkom wat dit beteken, wat die woord sê, vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Jy sal onthou in Josua 10 vers 11, haalstene, en dit was in die verlede al gebruik. Die Bybel sê, en toe hulle voor Israel uitvlug, terwyl hulle op die afdrand van Bet Horon was, het die Here groot haalstene uit die hemel op hulle gewerp, tot by Aseka, sodat hulle gesterf het. Daar het meer gesterf deur die halfstene, as wat die kinders van Israel met die swaard doodgeslaan het. Jesaja 24:1-6, ek gaan dit nie vir u lees nie, gaan lees dit asseblief self. Ek gaan net vers 1, vers 3 en vers 6 lees. Kyk, die Here maak die aarde leeg en verwoes dit, en hy keer sy oppervlakte om en verstrooi sy bewoners. Vers 3, die aarde word heeltemal leeg gemaak en heeltemal geplunder, want die Here het hierdie woord gespreek. Vers 6, daarom verteer die vloek die aarde en word sy bewoners, en moet sy bewoners boet. Daarom word die bewoners van die aarde deur 'n gloed verteer, en bly daar min mense oor. Ek wil vir u sê, so seker as ons vandag hier sit, so seker sal die Here kom om te oordeel en te regeer. Hy self sal einde bring aan die diaboliese regering van die antichrist en sy volgelinge. Die vraag is nie of u glo, daar sal 'n slag van Armageddon wees nie. Dis irrelevant wat ek en jy glo, irrelevant. Die vraag is nie of u met my saamstem rakende die sake wat ek genoem het nie. Dis irrelevant. Die vraag is u gereed as die bassein van God sal weer klink? Dis wat ek jou vra vanmôre. Is jy reg om hierdie God te ontmoet? Hy is nie die God wat die TV-predikers van ons wil uitmaak, wat ons slaaf en dienskneg is nie. Hy is die heilige voor wie engele en serafs uitroep. Heilig, heilig is die Here. Hy word nie geïntimideer deur ons stand en status in die samelewing nie. Die Bybel sê vir ons, sal ons saamgaan, of sal ons nog steeds sit en top en wonder en vra, kan dit regtig moontlik wees? Ek vra jou vanmôre. Ek vra vir myself die vraag, waar gaan u en ek wees, as God se oordeele oor hierdie aarde losbreek? Gaan u by die Here wees, of sal u saam in die leers van die aarde versamel word vir die oordeel? Jesus nooi en hy sê, kom nou, en laat ons die saak uitmaak. Kom ons bid saam. Here, my gedagte kan nie hierdie goed bedink nie. Dis net te groot om te dink dat
Die God wat sy seun aan die kruis verbrysel het, op 'n stadium hierdie wêreld in gerig sal roep, en die goddelose sal oordeel omdat hulle hierdie Christus verwerp het. Ons kan nie onsself indink, Here, wat dit is om 'n see vol bloed en, Here, vol dooie see diere en see lewe. Here, sien nie. Ons kan ons nie indink dat die vars water vol bloed is. Ons kan nie indink dat die son mense skroei, so warm sal dit wees nie. Ons kan nie dink aan duisternis wat nie sal ophou nie. Ons kan nie dink aan al hierdie geweldige pla wat voor lê nie. Maar Here, U gee vir ons nou die genade. En U woord sê, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Ek wil vra dat mense vanmôre deur hierdie deur Christus sal gaan. Die wêreld met al sy vernietiging, sy boosheid, sy sonde, sy hartseer, sy pyn, sal los. En sal sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Hoe is ons so dwaas, Here, dat ons 'n kort lewe van sonde wil verruil vir 'n ewigheid sonder God? Ag, Here, wonderlike Here, deur U Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En red mense ter wille van die moeitevolle lyde van Christus aan die kruis. Ek bid dit in U naam. En ek bid dit met danksegging. Amen.